Goeiedag, is weer Johan Groeber hierso en ek wil voortgaan op die tema wat ek reeds mee begin het, die godslasterlike voorstelling van God. En in hierdie geval kan ek byvoeg, is daar so 'n ding soos ewige foltering en pyniging? Is God erger as Hitler of Stalin of wie ook al is 'n massamoordenaar en gewetenlose martelaar van mense beskryf is in die geskiedenis? Ek wil weer teruggaan na die brief wat 'n Christen teoloog ontvang het van 'n ongelowige wat ek in die vorige video genoem het. En ek gaan dit maar net ter wille van die luisteraar hierso herhaal. En die ongelowige het 'n brief geskryf aan die gelowige, Christengelowige teoloog. En dit gaan so, ek vertaal in Afrikaans. So julle wat Christene is, glo dat God beperkte, feilbare, swaksinnige mense geskep het. En toe hy merk dat hierdie mense nie so volmaak is soos hy nie, was hy gevul met woede en het hy hulle soveel verag dat hy besluit het om hulle te pynig en te folter tot in ewigheid. En later aan, toe hy nie meer sy woede kon beteel nie, het hy besluit om nie meer sy toorn op hulle uit te woed nie, maar in plaas daarvan hierdie onskuldige een, sy eie seun, wat niks verkeerd gedoen het nie, te mishandel en te vermoor. En dit beeld uit vir julle 'n God van geregtigheid, liefde, medelee en genade. Julle Christelike God blyk 'n bloeddorstige monster te wees, wat kwaad is vir homself, omdat hy sulke onvolmaakte skepsels gemaak het. Nou dit is die aantuiging van hierdie ongelowige wat aan 'n gelowige teoloog geskryf het en hierdie besware gemaak. Nou ek het in die vorige video die eerste deel behandel wat sê dat God het onfeilbare mense gemaak en hy is toe nou jammer daaroor dat dit toe nie so goed uitgedraai soos wat hy gedink het nie. Dit het ek nou reeds behandel, maar wat ek vandag op wil ingaan is dat hy mense so verag het, hierdie stelling wat gemaak is deur die ongelowige, dat God mense so verag het, dat hy besluit het om hulle te pynig en te folter tot in ewigheid. Nou dit bring ons dan by die kwessie van die hel. Want daar is 'n persepsie oor helse vuur, waar ongelowiges in vlamme skreeu van pyn, en 'n vuur wat nie geblus kan word nie, ongelowiges wat nie doodbrand nie, maar vir ewig gefolter en gepynig word, omdat hulle nie in Jesus geglo het nie, of omdat hulle sondes nie vergewe is nie. Dit is 'n redelike algemene prentjie wat in die tradisionele Christendom geskets word. Maar ek kan myself nie iets meer gruisam en wreed voorstel nie. Dink bietjie mooi hieroor. 'n Indiër man wat sy hele lewe in Indië gebly het, sterf op ouderdom 70 jaar. Hy het nog nooit van Jesus se kruisdood gehoor nie. Hy het nooit 'n Bybel gesien nie. Hy het geen geloof in Christus gehad nie. Hy het nie eens geweet daar is so iets nie. Wat lê vir hom voor na sy dood? Ewige foltering en helse vuur? 70 jaar van onkunde en ongeloof, dat hy nie kon glo, hy het nie geglo nie, en net daaroor beteken dit nou eindelose pyn en marteling. Wat van 'n jong man in Indië wat sterf op 18? Selfde ding, hy het nog nooit van Christus gehoor nie, nog nooit 'n Bybel gesien nie.
Of wat van 'n kind van 6 jaar? Nog nooit van Jesus gehoor, nog nooit gesterf. Nie eens in, dalk, dit hoef nie eens Indië te wees nie, dit kan dalk een van die westerse lande wees. Of is daar 'n ouderdom waar 'n persoon nou verantwoordelik is en as jy nou daai ouderdom bereik het en jy dan nie geglo nie, dan is dit baie sleg vir jou. Is dit wat dit is? Want die Bybel sê nie van so iets nie. So kom ons gaan terug na 'n persoon, kom ons sê wat 18 is, hy's nou, wat ons nou sou beskou as meerderjarig. Hy het nooit van Jesus gehoor nie, hy het nooit geloof gehad nie, maar hy kon dit nie help nie, hy het net nie hy kans gehad nie. Beteken dit nou, dat daai 18 jaar van onkunde moet nou oorgaan na 'n ewigheid van pyn, lyding, foltering. Onthou, ewigheid is 'n lang tyd hoor. Dis nie 70 jaar nie. Dis nie 700 jaar nie. Dis nie 7000 jaar nie. Dis meer as 7 miljoen jaar. Dit gaan aan en aan en aan. Dis wat ewigheid beteken. Is dit 'n regverdige, liefdevolle God wat dit laat gebeur? Ja, maar dit is nie Bybel, sal party mense sê. Regtig? Ja, sê hulle, die woord hel kom gereeld in die Bybel voor en Jesus het meer oor hel gepraat as oor die hemel. My vriend, 'n vriend van my het vir my 'n lys gegee van al die gevalle waar die woord hel in die Bybel voorkom. Dit hang af watter vertaling jy gebruik. Jy geweet dat die woord hel, die Afrikaanse woord hel, kom nie in die Bybel voor nie. Ja, dis obvious, sal jy sê, die Bybel is nie die oorspronklike teks, ek praat van die oorspronklike bronteks. Het ek gesê Bybel, ek bedoel die oorspronklike bronteks. Woord hel sal nie daar voorkom nie, want dit is nie in Afrikaans nie, ook nie in die Engels hel sal nie daar voorkom. So dis obvious, dis vanselfsprekend. Maar het jy geweet dat daar 3 Griekse woorde is wat vertaal is as hel? As jy kyk na die Afrikaans-Engelse Bybels, veral die Engelse Bybel sou sê. 3 Griekse woorde, en daai 3 Griekse woorde beteken 3 verskillende dinge. Maar elke keer word dit as hel vertaal. In die King James Bybel byvoorbeeld. Mense vind dit in die letterlike Engelse vertalings. Byvoorbeeld die Young's Literal Translation, die Concordant Version, die Weymouth Translation en die Rotherham's Emphasized Bible. Die woord hel kom glad nie daarin voor nie. As jy geweet het in die 2020 Afrikaanse vertaling die woord hel ook nie voorkom nie. Hoekom nie? Baie interessant. Jy moet so 'n bietjie dieper delf, gaan kyk. En die woord hel is misleidend. Mense verstaan vandag daaronder 'n oordeel van God, ewige lyding en vuur, en dit is nie wat daardie woorde beteken in die oorspronklike teks wat geïnspireer is nie. Maar dit is 'n diep studie, dit is 'n groot onderwerp en ek kan dit nie alles behandel hier in hierdie een video nie. As jy teruggaan na die kerkgeskiedenis, die kerkleier Augustinus was die eerste persoon wat dit 'n amptelike leerstelling van die kerk gemaak het, dat hel is 'n ewige lyding in vuur. En dit was, en hy het gelewe om by 400 jaar na Christus. So wat voor die tyd gebeur, wat het die mense geglo 100 jaar na Christus. Die Griekse woord wat Jesus meestal gebruik het en wat as hel vertaal is die woord Gehenna. En dit het glad nie die betekenis gehad wat mense vandag onder hel verstaan nie. So op my webtuiste, ek kan gaan kyk, die webtuiste is
www.godisgod.co.za. Daar is 'n artikel oor die woord hel is nie in die skrif nie. En daar's ook ander artikels wat praat oor die hel en wat bietjie meer inligting gee daaroor. As jy bietjie dieper wil gaan, en ek sal dalk nog meer video's ook hieroor maak in die dae en weke wat voorlê. Daar's ook 'n ander woord wat jy kan maar bestudeer en jy sien na dieselfde webtuiste toe gaan, die woord ewig. Wat beteken dit eintlik? En ek wil nie enigstens ooit die skrif verdraai of afwater nie. Maar daar is talle gerespekteerde kenners van die Grieks en die Hebreëus wat vir jou sal sê dat die woord ewig nie eintlik in die oorspronklike grondtekste voorkom nie. Dit is net so vertaal. Dis 'n studie vir 'n ander dag en jy kan miskien by webtuiste www.godisgod.co.za kan jy meer inligting daaroor kry. So, die waarheid is dat God is nie 'n haatdraande, wrede God nie. Hy word dalk so voorgestel in die godsdiens. Dit is nie wie hy is nie. Hy sal nie toelaat dat enigeen vir ewig in hel se vuur brand nie. Hy is 'n God van liefde. Hy leer ons om ons vyande lief te hê en hy sal uit mense lief wat vyandig is teenoor hom op hierdie stadium. Hy laat sy reën val op die goddeloses en die ongoddeloses, soos wat Jesus mos nog gesê het. Ja, daar kom 'n tyd van oordeel, maar hy sal barmhartigheid, genade en geregtigheid laat seëvier. Ons kan bly wees daaroor.